Heidi Malan het meer as 20 jaar se ervaring in oueropleiding en is die uitvoerende hoof van Parent Effectiveness Training. En vandag fokus ons op 'n onderwerp waaroor baie ouers onseker is: sakgeld. So Heidi, ek is so bly jy kuier vanoggend hier in die ateljee om vir ons 'n bietjie meer te vertel en wenke te deel. Ag, baie dankie, dit is lekker om hier te wees. Nou Heidi, is sakgeld oor die algemeen 'n goeie hulpmiddel in kinders se opvoeding of kan dit soms meer skade as goed doen? Dis 'n oop vraag, want dit gaan absoluut afhang van verskeie faktore en ek dink dis baie belangrik dat die belangrikste vraag wat ouers hulle self moet vra as hulle vir hulle kinders sakgeld wil gee is hoekom. So 'n mens moet eintlik bietjie dieper daaraan dink om te dink maar wat is die behoefte van die ouer van hoekom hy vir die kind die sakgeld wil gee, maar jy moet terselfdertyd ook dink wat is die behoefte van die kind van hoekom ons daai sakgeld wil gee. En dit gaan bepaal of die ouer vir die kind gaan sakgeld gee of nie. En natuurlik 'n derde faktor wat 'n rol gaan speel is jou omstandighede. Wat gaan bepaal of ons daai sakgeld gaan gee of nie. So om jou vraag te beantwoord, ek kan nie vir jou sê ja of nee, dis of dit 'n goeie ding is of nie 'n goeie ding nie. Dit is iets wat die ouer self gaan moet besluit. Ek klink vir my maar na 'n tamaletjie, as ek dit nou self moet sê, maar op watter ouderdom, want ek dink hierdie is die belangrikste vraag, op watter ouderdom is dit gepas om kinders aan sakgeld bloot te stel en waarom? Weet jy, ek dink dit is absoluut, dit gaan weer eens, kan ek nie vir jou 'n direkte antwoord gee nie, want dit gaan verskil van laerskoolkind na hoërskoolkind toe. En ek dink ouers kan as kinders klein is maar net vir hulle sakgeldjie gee as ons op 'n uitstappie is of 'n geldjie om te spandeer. Maar weer eens, dit gaan oor wat is die rede van hoekom jy daai sakgeld vergee. Partykeer gee jy maar net sakgeld vir die lekkerte, andersins as jy regtig besluit jy wil sakgeld vir jou kind gee om iets te leer daardeur, dan is dit heeltemal 'n ander antwoord wat jy gaan hê daarop. Goed, nou om daarbey aan te sluit, ek het ook al gehoor dat daar nogal 'n debat is oor of sakgeld aan huistake gekoppel moet word. Wat is jou mening? Weet jy, ek gaan my persoonlike mening gee daaroor en ek dink nie baie van die kykers gaan daarvan hou nie. Ek stem nie daarmee saam nie. Okay. Want ek voel, mens moet eerder probeer om vir 'n kind 'n spasie te skep dat 'n kind behoort aan 'n familie, hy behoort aan 'n span, en ek voel met van 'n klein ouderdom of vir kinders leer ons maak ons bed op en ons werk saam met ons wil, nie omdat ons moet nie. Want dan is dit meer 'n verhouding van onvoorwaardelike verhouding, maar as ons 'n kind gaan beloon daarvoor, dan, ek het al gesien in die praktyk, het dit langtermyn implikasies. Want dan wil kinders nie, laterand wil hulle nie spontaan of uit hulle eie wil goed doen as hulle nie geld gaan kry daarvoor nie. Maar dit is ook weer eens 'n fyn balans, afhangende ook van die verhouding tussen die ouer en die kind. En dis belangrik dat die kind ingesluit word in daai besluitnemingsproses van gaan ons sakgeld gee, hoekom gaan ons sakgeld gee en hoe gaan ons sakgeld gee. En wat van iets soos akademiese prestasie? Dis weer eens daai wortel voor die neus. Ek is ongelukkig nie 'n groot voorstander daarvan nie, want dit gaan weer oor beloning. As jy bietjie dieper daaraan gaan kyk, gaan dit oor, is hierdie ding voorwaardelik of is dit onvoorwaardelik? En as jy presteer omdat jy weet jy gaan beloon word daarvoor, langtermynse implikasie, alles is ekstern. En dan, dit manifesteer later as die kind ouer word, gaan hulle goeders doen omdat hulle iets daaruit gaan kry. Terwyl as jy daai onvoorwaardelike ding kan kweek van ek wil goeders doen omdat ek wil, omdat dit inherent vir myself is dat ek, en wat die kind beleef daarso is, my ouer vertrou my, dat ek goeders op my eie kan doen. En dan ook aan daai onvoorwaardelike ding maak ek dat 'n kind, sou die kind foute maak, is dit binne 'n veilige spasie. Daar dan iets weggeneem geword van hom. So hy leer teleurstelling en hy ervaar mislukking, maar binne 'n veilige konteks. So is daar dalk dan nou enige manier hoe mens sakgeld kan aanwend om selfdissipline en verantwoordelikheid te kweek? Ja, verseker, maar weet jy, dit gaan met die gesprek gaan tussen die ouer en die kind. So jy kan vir die kind sê, weet jy, kom ons sit om 'n tafel, mamma gaan vir jou sê, dit is hoekom ek dink is belangrik. En ek dink die meeste ouers se rede hoekom hulle vir kinders wil sakgeld gee, as ons nou regtig moet eerlik wees, gaan oor 'n waarde wat jy jou kind wil leer.
Jy wil jou kind leer, weet hoe om eendag met geld te werk, om respek te hê vir geld, om selfdissipline te hê, om verantwoordelikheid te hê. Maar jy met die ouer van die kind moet ook weet die kind wil ietsie vir homself, hy wil self besluite neem, hy wil kan ervaar, hy kan foute maak, hy wil met daai geldjies iets kan koop vir homself, sonder dat iemand vir hom sê, hy mag of hy mag dit nie doen nie. So daai gesprek is baie belangrik, en dan met die ouer en die kind, sal ek voorstel saam besluit, jy weet, gaan ons die sakgeld ding doen, gaan ons nie, en hoe gaan ons dit doen? Gaan ons dit met voorwaardes doen, of gaan ons dit nie met voorwaardes doen nie? Nou, wat is die grootste fout wat jy sien? Jy weet wat gemaak word wanneer dit by ouers, kinders en sakgeld kom. Weet jy, ongelukkig is die grootste fout wat ouers maak, hulle gebruik dit as 'n manier om 'n kind te beheer. En dit is nie goed nie. En dan die tweede grootste fout wat ouers maak, hulle gee vir die kind sakgeld en sê, die kind spandeer die geld en die kind spandeer dit op iets wat die ouer nou dink was 'n slim plan nie. En dan kan die ouers hulle self nie daarvan weerhou om vir die kind te preek nie. Te sê, maar ek het jou so gesê nie. En eintlik moet ons die kind dan net los, want hy moet ervaar en voel, oeps, hierdie was nou nie 'n vreeslike slim plan nie. Dis Vrydagoggend, my sakgeld is klaar, ons nog 'n week oor voordat ek weer sakgeld kry. En dan wat ander ouers doen, hulle red die kind. Hulle gee dan ekstra geld. So dan het dit geen doel nie, want die kind moet daai teleurstelling beleef. Hy moet dit ervaar, en dan moet hy, en dis hoekom ek sê binne 'n veilige konteks, want nou kan hy dit beleef, maar hy weet, niemand gaan met hom raas nie, niemand gaan met hom preek nie, maar sy ouer gaan vir hom daai spasie skep en sê, dit was nou 'n dom besluit, maar miskien gaan ek volgende keer beter hieroor dink. Wel, ek dink dit is belangrik en ek is baie bly dat jy vanoggend hierdie wenke met ons kom deel het, want ek klink vir my dis tog belangrik om foute ook te maak. Ja, Baie dankie vir die insig wat jy kom deel het, en jy kan ingeskakel bly, want net hierna slaan ons letterlik 'n paar voorwerpe stukkend.